episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Marnix Boersema. Goeiedag en baie welkom by nog 'n episode van Radio Scriptura. Vandag gesels ek saam met Jaco de Beer. En ons het agtergekom dat ons albei die laaste ruk nogal gepreek het of geskryf het of gedink het of gewerk het aan die gedagte of tema van goeie werke. En dit is opvallend hoe dikwels ons natuurlik in die skrif die gedagte van goeie werke vind, en soos wat ons met mekaar gesels het en nagedink het oor ons episode en ons opname, ook natuurlik besef dat ons miskien nie altyd mooi Bybels nadink oor goeie werke nie, en hoe ons oor goeie werke moet dink in terme van verlossing en heiligmaking ensovoorts. En soos ons gesels het ons toe ook agtergekom, dat ons eintlik vanuit verskillende tekste dieselfde tema raak gelees het, en ons wil graag in hierdie episode eintlik net gedagtes met mekaar wissel oor goeie werke. So hierdie gaan nie noodwendig 'n episode wees met 'n baie sistematiese uiteensetting oor goeie werke nie, maar dis eintlik maar net die twee van ons wat gesels oor die tema en wat ons self vanuit die skrif daaroor gevind het. So as jy graag met hierdie episode net saam wil luister en die gesprek geniet en hopelik iets daaruit leer, dan is jy baie welkom en deel gerus. So Jaco, ek wil graag begin met Titus 2. Nou dit is die teks waaruit ons die laaste ruk ook preek. Jy self het genoem dat jy uit Efesiërs uitpreek, en dit was vir my baie opvallend dat Titus in hoofstuk 2 en 3 veral fokus op die gedagte van goeie werke. En dan goeie werke natuurlik as die vrug van die wedergeboorte, of goeie werke as die resultaat van redding. So as ons nou gaan praat oor goeie werke in ons episode vandag, dan aanvaar ons aanvaar, miskien verkeerdelik, maar ons aanvaar dat meeste van die mense wat nou vir ons gaan luister in hierdie episode, weet dat ons 'n gereformeerde beskouing het oor werke, wat beteken ons sien goeie werke as vrug van redding, nie oorsaak van redding nie. So nêrens propageer ons die idee dat ons deur werke gered of in die hemel kom nie. So ons aanvaar dit is ons vertrekpunt. En die wat miskien nie vanuit 'n gereformeerde lyn of agtergrond na ons episode luister, gaan soek gerus deur ons biblioteek op scriptura.co.za en gaan kyk daar en gaan luister 'n bietjie oor ander episodes rondom goeie werke, redding, uitverkiesing ensovoorts. Ons het heelwat daaroor. Nou ja, Jaco, wat opvallend was vir my in Titus 2 en 3 is veral hier in vers 14, hoofstuk 2 vers 14, kom die gedagte na vore dat die Here se genade aan ons verskyn het. En daai verskyning is die persoon Jesus Christus, en ons verwag ook die verskyning, die wederkoms van daardie selfde Here Jesus Christus. So tussen kruis en wederkoms leef die kerk van die Here Jesus Christus nou. En dan sê Titus 2, onder andere vers 14 ook, dat ons nou tussen kruis en wederkoms leef ons nou as kerk van Christus. En in hierdie tyd van eerste verskyning en tweede verskyning van die Here se genade, is die genade van die Here besig om ons te onderrig. So die genade van die Here is iets wat ons aktief lei en stuur, en vir ons 'n leidsman is 'n pedagoog, is die groot woord daarvoor. So die genade is ons onderwyser. En wat dan in vers 14 uitkom, is dat God ons totaal en al iets niets gemaak het, om tussen kruis en wederkoms deur die genade onderrig te word, om vir hom 'n eiendomsvolk te wees. En ek wil dit alles so saamvat deur te sê, die Here het ons met ander woorde nie net gered van iets nie, maar hy het ons gered tot iets. En dit is die een groot spyker wat ons in hierdie episode diep wil inslaan, is dat ons as gereformeerdes moet verstaan dat ons nie net gered is van sonde en ellende nie, want dit verstaan ons as gereformeerdes baie goed.
Maar waar ons miskien nie genoeg aandag gee nie, dis die gedagte dat ons ook gered is tot iets. Ons word gered tot eiendomsvolk van God, wat ywerig is in goeie werke. So kom ek lees Titus 2 vers 14. Jesus Christus wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Daar het ons die gered van ongeregtigheid, gered tot eiendomsvolk, ywerig in goeie werke. En wat ek toe nou ontdek het, toe ek besig was met die eksegese uit hierdie gedeelte, is dat daar nogal 'n verskil is tussen om goeie werke te doen en om ywerig te wees in goeie werke. Want goeie werke vertel natuurlik vir ons soos die katekismes, daardie werke wat ons doen, soos katekismes Sondag 33, Heidelbergs katekismes Sondag 33 sê, goeie werke is dit wat ons uit 'n ware geloof doen volgens die wet. So ons weet wat is die definisie van goeie werke, ons weet dus hoe dit sou lyk, maar wat Titus 2 vers 14 aanspreek, is nie noodwendig 'n kliniese definisie van goeie werke nie, maar dit spreek die hart aan. Dit spreek die gesindheid aan van hierdie nuwe eiendomsvolk. Dit is 'n eiendomsvolk wat 'n nuwe hart gekry het, wat 'n nuwe ywer gekry het. 'n Eiendomsvolk wat lus is om goeie werke te doen, wat dit graag wil doen, tot diens en tot eer van die Here. So ek dink daarin lê die kern van ons nuwe identiteit in die Here Jesus Christus, dat hy ons nie net 'n klomp nuwe gewoontes gee om te doen nie, om aan te leer nie. Hy gee ons nie net 'n klomp nuwe definisies om uit te spreek nie, maar hy gee ons 'n nuwe hart, ywerig in goeie werke. So dit is net 'n bietjie van 'n inleidende gedagte. Maar Jaco, vertel 'n bietjie, wat het jy ook vanuit Efesiërs ontdek en 'n paar gedagtes oor goeie werke van jou kant. Welkom so terloop in die virtuele studio. Ja, kyk, hierdie onderwerp, net so inleidend ook, is 'n groot onderwerp. Is iets wat ek dink baie mee geworstel word, en ons sal dink as gereformeerdes, dit word nie onder ons geworstel nie, want ons verstaan dit tog goed. Maar in my ervaring tot op hede in gesprekke, selfs in mense wat diep teologies onderlê is hierdie onderwerp iets wat altyd 'n groot kwessie is. En dit voel vir my soms of ons nie die gesonde balans hieroor het nie. Daar's altyd twee uiterstes. In gesprekke waar ek al betrokke was, en ek gaan nou kom by my preke onlangs hieroor. Ek het gepreek onlangs uit artikel 24 wat hieroor gaan. Ek het ook sien net gou artikel 24 van die NGB. Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 24, en daar het ek tekste gebruik van Johannes 15, 1 tot 10 en Efesiërs 2 vers 1 tot 10. En daar is natuurlik verskeie ander tekste wat ook daarby verband het, maar en dan het ek ook onlangs gepreek uit Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Juis oor die onderwerp van God herskep ons uit genade in Christus tot goeie werke. Maar net terug na hoekom ek dink hierdie onderwerp altyd relevant sal wees, altyd belangrik sal wees. Twee, of 'n paar redes, maar nie presies, kom ons sê eerstens, ons sondige self, hy is 'n werke self, hy is 'n prestasie self, hy is 'n persoon wat altyd op sy troon wil wees, en hy wil altyd 'n stukkie vir hom vat. Ons bely so hard en duidelik in ons gereformeerde wêreld uit genade alleen. Dis een van die 5 solas. En ons bely dit, en ons benadruk, en in ons gesprekke, en wanneer ons studente evalueer, en wanneer ons preke evalueer, sal ons so erg daaroor wees. So ons verstaan dit, maar in ons praktyk en ons leefwêreld sien ek dit, ons misverstaan dit baie keer, die twee. As altyd twee uiterstes, ons sal so sterk op die genade aspek leun, dat ons die Bybelse oproep tot 'n ware geloof wat vrugte dra, onderspeel. En ons sal baie keer in dissipline sake, selfs in punte waar ons, in preke waar ons byvoorbeeld die vrug van geloof moet ook genoegsaam oplig, ook laer maak. Dis asof as ek nou 'n bar kan hê, sal ons 'n bar hê wat so lyk. Genade is daar en werke is hier, maar ek dink hulle is baie meer so. Dis amper so soewereiniteit. Ons sê God is 100% soewerein, maar die mens is 100% verantwoordelik. Ja. Maar in ons leefwêreld trek ons die werke bietjie af, jy weet.
Ek dink God is 100% genadig en daar waar sy genade ingetree het, is 100% vrug, die bewys van daai genade wat ingetree het. Maar ons is Jakobus, bang, né? ja, maar Dis in Jakobus, ons gereformeerde wêreld, omdat ons so bang is vir hierdie werke ding, want deur die geskiedenis van die kerk het hierdie werke ding geweldige groot rol gespeel. Ek meen, dit is hoekom die reformatie gekom het, want die Rooms-Katolieke kerk was 'n werkegedrewe kerk. En hy het vir jare so ontwikkel. So een van die groot dinge van die reformasies was genade alleen, dat jy kan nie jou verlossing verdien nie. Maar ons weet hoe Luther ook geworstel het met Jakobus, en ons weet hoe Calvin ook die goeie balans ingebring het, toe hy begin praat het oor genade en die vrugte van die ware geloof. En dan is dit aan die ander kant weer ook wat vandag gebeur is, in ons eie gereformeerde kring, ekskuus ek borduur so 'n bietjie oor die agtergrond, maar ek dink dit is tog belangrik, is, omdat dan nou weer baie in die kerk is, ons sien nou mense wat in die kerk inkom, maar dis net genade en hulle leef soos hulle wil, dat baie predikers en ouderlinge en diakens en Christene nou weer bekering begin voordruk as die grootste punt. En dit lei op 'n manier weer tot 'n werkgedrewe of 'n subtiele werkgedrewe ding. So ons sukkel om hierdie twee goed gesond by mekaar te hou. En dit is net genade, in my opinie, wat dit hier in die middel verbind op 'n gesonde manier. En dis wat ek in Efesiërs 2 veral sien. As ons na Efesiërs 2 teks kyk, ek meen, ons moet diep nadink oor wat daai teks vir ons sê. Duidelik sê vers 9 vir ons, hierdie verlossing kom nie uit die werke nie, sodat niemand kan roem nie. Daar lê dit die fondasie vir ons. Maar vers 10 sê vir ons baie duidelik hoe dit dan werk. Want, en hy begin met die woordjie want, om duidelik te verduidelik wat hy bedoel in vers 9, ons is sy maaksel. Nou, as hy hier sê van maaksel, dan wys hy vir ons die volledigheid. Ons is geskape deur God, fisies na sy beeld, maar ook geskape. Dit is die wedergeboorte, die herskepingswerk. So, ek dink Paulus, en ek wil nie sê ek dink nie, Paulus gebruik opsetlik hier die woord maaksel in die skepingsidee, om vir ons te wys hoe ons van dood na lewe oorgaan. Maar hy bring, want dit was sy groot argument hoor op in die teks, maar hy bring juist dit ook hier by die goeie werke in, om te wys dat selfs die goeie werke is 'n skepingswerk van Christus. Met ander woorde, ons kan nooit die vernuwing, die wedergeboorte en die redding losmaak van goeie werke nie. Die herskepingswerk sluit goeie werke in. Ja. Daarom is dit, soos artikel 24 sê, daai een gedeelte in artikel 24, nou wil ek net gou so toe blaai, om dit te kry. Ja, so, hy sê, dit is daarom onmoontlik, dat hierdie heilige geloof, en ek hou daarvan oor die NGB, heilige geloof, maar dit is 'n God oorsprong, dis nie 'n mens oorsprong, dat hierdie heilige geloof niks dat hierdie heilige geloof niks in die mens tot stand sou bring nie. Ons praat nie van 'n twee geloof nie, maar van wat die skrif noem 'n geloof wat tot die dade oorgaan, en hy koppel dit aan Galasiërs 5:6, wat die mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat deur God in sy woord beveel word. Kom, ek staan eers daar stil, dan kan jy ook verder gaan. Ja, dit is, wat jy nou gesê het, is, elke keer kom dit my by op, dit is wat Jakobus se hele argument is, en jy het nou gesê, dit is 'n baie kontroversiële onderwerp hierdie deur die eeue, omdat ons weet van die geskiedenis van Arminianisme. Ek meen, ons het 'n hele belydenisskrif, die Dordtse leer, daar's die remonstrantisme wat ook gaan teen die vrye wil van die mens, die vrye wil bedoelende, hy kan vir homself die redding van God ontvang en kies, sonder God se soewereine genade. En so ons het 'n groot rede om versigtig te wees oor hierdie tema, maar miskien is dit so dat ons dan nou dan die gedagte wat Jakobus vir ons uitlig, Jakobus 2 vers 14 byvoorbeeld, wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Dan weet ons nie lekker hoe om met daai tekste te werk nie, en ek weet in die verlede ook, die reformatore het ook nie almal van hulle was gunstig, of althans was gaande oor die boek Jakobus nie. Juis omdat hulle gedink het, hierdie Jakobus boek verkondig iets anders, verkondig miskien 'n werkeheiliging. So ek weet, dit is 'n kontroversiële onderwerp. Maar, so wat jy praat, dan dink ek, daar's iets wat
gereeld gesê word rondom genade en goeie werke, en dis mos daai gewilde gesegde van die genade wat red is alleen, maar die geloof wat red is alleen, maar die reddende geloof is nooit alleen nie. Iets in die lyn. Die punt is dat ons word gered uit genade deur geloof in Christus alleen. Ek meen, dit is wat ons gereformeerdes deur die eeue bely. Maar daai reddende geloof word gekenmerk en kan gekenmerk word, kan gesien word, kan geïdentifiseer word, sê Jakobus, aan sy vrug, aan die goeie werke. Hier kan 'n mens ook dink aan tekste soos Galasiërs, waar Paulus ook sê dat ons die vrug van die Gees moet daar wees. En telkens is die soos ons in die teologie sê, die indikatief, die wortel van hierdie imperatiewe, van hierdie opdragte is, die opdrag is nie net produseer meer vrug nie, want dit kan ons buitendien nie doen nie. Die indikatief waarop hierdie imperatiewe opdragte rus, is die gedagte, bly in Christus. Dis Johannes 15 ook, bly in die wingerdstok, bly in die wynstok, en so dra ons vrug. So die skrif roep ons nooit op om te gaan kyk na goeie werke in isolasie, asof dit iets is wat ek uit eie krag moet fabriseer nie. Inteendeel, as jy gaan probeer goeie werke fabriseer vanuit jou vlees, weet jy dan, hier kan 'n mens seker nou 'n hele nuwe reeks episodes oor hê van wat die gevolge daarvan sal wees, maar dit gaan ontaard in fariseïsme, dit gaan ontaard in wie weet wat alles. Want ons word nooit opgeroep om goeie vrug te dra vanuit die vlees nie. Sulke vrug is buitendien nie goed nie. Ons word altyd opgeroep terug na Christus. Altyd terug na hom, bly in die wingerdstok, en hy is die een wat ook deur daardie die lewe wat hy gee, is hy die een wat die vrug produseer. So dit verstaan ons as die indikatief. Maar nou weer eens, soos wat jy nou praat, dan gebeur dit baie keer dat ons die imperatief nalat, omdat ons so bang is, dat ons oorval na die Arminiane se kant toe, of wat ook al. Nou laat ons die imperatief na, en ons vra nooit, en ons dink nooit hieroor na, goed, maar hoe moet die lewe nou van 'n Christen lyk? Weereens, soos ons in Efesiërs en in Titus sien, ons is sy maaksel gered van ongeregtigheid, gered van iets tot iets. So 'n ander manier hoe ons dit van onsself kan vra is, ons sal in katkesasie of enigiets sal ons vir iemand vra, of ons sal self daaroor nadink, en ons sal sê, Jesus het aan die kruis vir my sondes gesterf. En daarop kan ons sê, amen, nee, dit is waar, dit is so, sy regverdigmakende werk, in Christus is my geregtigheid voor God. Maar ons moet tog net ook vra, Jesus het aan die kruis vir my sondes gesterf, om te, wat? Of Jesus het aan die kruis gesterf, vir wat? Want in ons denke, dink ek, mens moet seker nou nie oor hier veralgemeen nie, ons stol daar by die kruis gebeure. En dit het iemand 'n keer by 'n lesing gesê, dit was vir my baie goeie beskrywing, en ek kan nie onthou waaruit aangehaal is, of waar die gedagte vandaan kom nie, ongelukkig, maar die woorde wat hy gebruik het is, ons stol by die kruis. So ons bly daar by die regverdigmakende werk van Christus, maar nou is die vraag, hoe lyk die nuwe lewe onder Christus se heerskappy en koningskap? Watter implikasies het dit nou vir my? Hoe lyk my lewe nou? Nou kan ons hier baie mooi riglyne ook vind vanuit ons belydenis, want ek meen die katekismes onder andere spreek al hierdie saak aan, die Dordtse lede spreek al hierdie saak aan. Dit gaan oor die nuwe lewe van afsterf van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens ensovoorts. Ja, maar niks, in aansluiting by wat jy gesê het ek gedink aan 'n paar tekste ook, en ek ook gedink aan wat is dalk die foutlyn wat ons sien, hoekom verstaan ons nie altyd hierdie geloof en wat dit doen nie, en hoe kom dit na vore in ons lewe nie. Natuurlik is vir my mooi hoe NGB artikel 24 dit sê, hierdie werke is as hulle uit die goeie wortel van die geloof kom, voortspruit. Nou, dit is vir my baie mooi hoe die artikel 24 dit hier sê, goeie wortel van geloof. Maar niks, daai gedagte wat jy genoem het nou oor stol by die kruis, ek het ook al interessant genoeg dieselfde gedagte op 'n baie ander manier al in preke uitgebring,
veral by opstandingspreke, het ek die vraag gevra, leef ons voor die graf of leef ons na die graf? Nou, ek kry baie keer die idee, ons leef voor die graf en ons leef nie in die vrug van die nuwe lewe nie. Ja. Maar baie aansluit by die onderwerp van goeie werk en wat jy ook nou genoem het van stol by die kruis, né? Want wat was die doel van die kruis? En wat was die doel van die opstanding? Dit is 'n eenheid, dis nie 'n los van mekaar en dit gaan ook maar oor hierdie idee wat ons nou al genoem het en gesê het hoe ons baie keer oor genade en goeie werke losstaande dink. Jesus het kom sterwe om ons ou mens dood te maak en 'n nuwe een te skep. Dis wat Efesiërs 2 vir ons sê, wat ek aangehaal het, hy het gekom om ons te skep tot 'n nuwe mens wat ywerig is in goeie werke. En ek dink baie keer dink aan Romeine 6, ek spring 'n bietjie rond in my eie gedagtes, maar Romeine 6 praat van, sal ons aanhou in die sonde? Dan sê hy, nee, stellig nie, besef julle nie dat julle gesterwe het nie, besef nie dat julle opgestaan het as 'n nuwe mens nie, en dit is hierdie herskepping van die nuwe mens in die goeie werke, wat die Here vir ons bestem het, wat dan ook na vore kom in Efesiërs 2. En ek hou baie van hoe die artikel 24 dit stel. Hy praat van die geloof wat hy noem die goeie wortel van geloof. Ja. Hy het eers genoem die heilige geloof, maar dan sê hy ook die goeie wortel van die geloof. En ek dink die artikel 24 is opsetlik dat hy dit noem die goeie wortel van die geloof, want ons weet die profeet in die Ou Testament leer vir ons dat ons beste werke is maar vuil verwerplike lappe voor die Here. So die goeie wortel van geloof kom van die Here, want ons kan niks goeds voortbring nie. En wat ek daarmee ook wil sê is, dit is ook maar die groot vraagstuk oor die geloof. Waar kom die geloof vandaan? Produseer ons die geloof? Is daar enige samewerking met ons in die geloof? Ek glo duidelik Efesiërs 2 en artikel 24 en Johannes 15 vers 1 tot 10, die bekende gedeelte oor die wingerdstok, wat ek ook gebruik het in daai preek, wys baie duidelik vir ons groei uit Christus uit. So geloof is 'n vrug van hierdie skepingswerk van Christus. Dit is nie ons wat 'n stuk goeie inligting ontvang, die stuk goeie inligting verwerk en dan tot 'n goeie konklusie kom nie. Inteendeel, die gevalle mens is tot niks goeds in staat wat die geloof en die goeie werke aanbetref nie. Artikel 24 gaan selfs so ver om te sê dat ons selfs ons goeie werke as gelowiges is maar bevlek met ons sonde. En dan sê dit daar, uit genade het heilig die Here selfs ons goeie werke, dat dit vir hom aanneemlik is. So, dit leer vir ons 'n totale afhanklikheid van die Here en 'n totale ander omgang met die idee van goeie werke. Is gewis nie losstaande van die nuwe lewe wat die Here geskep het nie, maar dit plaas ook die regte fokus. Hoe moet ons dit benader en hoe sien ons dit? En opdrag in Johannes 15 is, bly in my. Ons lees baie keer hierdie imperatiewe wat jy van praat, in die skrif, hierdie opdragte of die indikatiewe, die opdragte lees ons baie keer in 'n wettiese manier. Ek moet meer doen, ek moet meer wees. Maar daai tekste is nie losstaande van tekste soos Johannes 15 nie. Bly in my, dan sal julle baie vrug dra. Ook nie losstaande van julle is geskape, nuwe skepsels, nie geskape. En dan daai laaste deel van die vers wat ek wou in vers 10 benadruk is, tot goeie werke, en selfs dit is voorbestem. Ja. So, ons goeie werke is nie eens iets wat as ons 'n goeie werk doen vandag, is dit omdat dit 'n skep is in ons, maar ook beplan is vir ons. Maar dit vat die hele fokus, verander ons totale fokus en sit dit in die regte konteks. Hoe ons skrifte moet leef en lees, en ons kan nooit net hamer op daai skrif wat sê doen dit, wees dit, doen dit, wees dit nie. Dit staan altyd vasgemaak in hierdie feit dat die Here ons geskape het. Ons leef in sy opstandingslewe, hierdie nuwe lewe, ons wandel daarin, en daai lewe behels absoluut geen prestasie. Niks wat ek en jy kan bereik na die graf, in die opstanding van Christus, dra enigiets by, want ons moet onthou, sy laaste woorde was, dit is volbring. Nou, wat sal ek en jy op die Sondag, na die Sondag dat hy opgestaan, iets bydra
as hy reeds gesê het, dit is volbring. So ons moet ons Ja. sien na die graf en in daai lewe na die punt van die sin wat sê dit is volbring en ons leef eenvoudig in rus en vrede op hom. En dit voel baie keer vir my, dit bemagtig my, want ek is nou vry. Ek voel amper meer gemotiveerd om meer te doen as ek daar leef en ek dit so sien. As dat ek heeltyd leef onder hierdie juk wat sê wees meer, wees beter, wees dit, wees dat. Dit is minder bemotivering. Dit voel vir my, dit ontmagtig my en dit bind my vas eerder as dit my bekragtig tot goeie werke. Jy praat nou van die voor en na die kruis, maar jy praat ook van prestasie en dit laat mense besef dat ons moet nie dink aan goeie werke as 'n prestasie, as iets wat gaan oor prestasie nie, maar dit gaan oor identiteit. En ek dink dit is juist wat ons in hierdie episode probeer uitwys. Jy het ook nou verwys na die goeie werke wat ons doen, selfs dit is bevlek en selfs dit het ons die Here se krag voor nodig en dit is ook so duidelik in die skrif dat die goeie werke is iets, ek het dit net nou op die skerm ook gesit, Efesiërs 2 sê so duidelik, die goeie werke word vir ons voorberei sodat ons daarin kan wandel. So selfs die goeie werke word vir ons gegee. Die Here gee dit. So ons heiligmaking, hierdie lewe waartoe ons gered is, hierdie lewe van goeie werke, is nie losgemaak van ons regverdigmaking nie, is nie los van die kruisiging nie, is nie los van ons redding nie. Dit is ook die werk van Christus. En nou hou ons daarmee saam vas, dat ons tog ook die duidelike opdrag kry. So, ons kan nie net sê, ek gee alles oor aan die Here moet nou die goeie werke vir my doen nie, want die skrif gee duidelik die opdrag en sê, jy is gered, die goeie werke word vir jou voorberei, daarin moet jy nou wandel. So daar is hierdie spanning, hierdie misterie tussen wat jy aan die begin van die episode gesê het, is die redding deur genade en die goeie werke, en ons moet beide van hulle vashou. Ek merk ook nou op hier in Titus 3, dan is daar hierdie pragtige gedeelte wat gaan oor die wedergeboorte, en dan staan daar ook ons is gered deur die bad van die wedergeboorte, Titus 3 vers 5, en die vernuwing deur die Gees wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, en dan sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die lewe. Dis 'n betroubare woord en ek wil hê dat jy hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense. Wedergeboorte, goeie werke word hier saamgebring, maar jy sien weer eens hy duidelike gedagte. Die Here het vir homself 'n volk gereinig, gewas deur die bad van die wedergeboorte, sodat hulle in hierdie lewe van goeie werke mag voortbestaan. So Jaco, as ons nou so 'n bietjie ons gesprek afrond, dan wil ek hierdie laaste 1 of 2 gedagtes van my kant af noem. Dat ons anders moet dink oor goeie werke, soos ek net nou gesê het, ons moet dink aan goeie werke nie as iets wat ek moet doen om te presteer nie, maar as 'n identiteitssaak. Ek is iets anders gemaak. Ek is gemaak, nuut gemaak, herskep tot goeie werke. So nou is my doenlysie van elke dag is nie net 'n doenlysie van dinge wat ek moet doen om te presteer of om meer effektief te wees of om te werk of net deur die dag te kom nie. Nou word my doenlysie eintlik getransformeer en verander na 'n lys van goeie werke wat die Here vir my voorberei het om te doen. En nou het ek die geleentheid om te sê, wat het die Here vandag vir my voorberei? Watter goeie werke het ek vandag? Wat mag ek vandag gaan doen? Waarin mag ek nou my energie bestee, my tyd bestee? Watter goeie werke lê daar vir my voor? En dit verander heeltemal my perspektief, nie net in terme van wie ek is en hoe my lewe lyk nie, maar dit verander my perspektief vir vandag. Daar's vandag vir my goeie werke voorberei. En ek dink nie ons is onder verpligting om al die goeie werke wat moontlik gedoen kan word. Is nie noodwendig, al daai werke is nie my werk om te doen nie, want ek kan nie al die goeie werke doen nie. Maar die Here het wel vir my spesifiek bepaalde goeie werke voorberei om te doen. En hy het vir jou spesifieke, en vir ons luisteraar het hy spesifieke werke voorberei om te doen. Hy sê nie vir elke een van ons, gaan doen al die goeie werke wat daar is om te doen nie, dit is absoluut onmoontlik. Maar by die naam is ek geroep, by die naam is daar vir my werke voorberei, en daarin moet ek vandag gaan wandel.
Jaco, nog so 'n gedagte of twee van jou kant af. Ja, so as ons dan vir mekaar nou hier aan die einde sê, is die groot vraag, dis nie, moet ek goeie werke doen om gered te word nie, want dit voel vir my soms, sit mense al klaar op die verkeerde voet. Die regte vraag sou eerder wees, nou dat ek 'n Christen is, ek 'n gelowige is, in wie Christus bly, wat my gered het, hoe kan ek nou tot sy eer leef? Hoe kan ek hom verheerlik in alles wat ek doen? En dit is die strewe van 'n Christen, 'n gelowige. Die groot vraag in alles wat jy elke dag doen is, en Paulus sê vir ons in daai teks, of jy eet, of jy slaap, of jy drink, of wat ook al jy doen alles tot verheerliking van God. Dit is die tema van die pad van geloof na die graf, na die opstaan, met die opstaan. Goeie werke is nie die wortel van ons verlossing nie, met ander woorde, dit is die vrug daarvan. En daarom kan ons Christelike lewe opsom, dat ons kan sê, Christus red ons uit genade alleen, deur geloof alleen, maar dieselfde Christus verander ons ook, herskep ons ook. Hy het ons nuwe mense gemaak, as 'n nuwe skepping in ons. En dit is 'n kragtige gedagte om in vas te hou, dat ons al hoe meer vir hom sal leef. Aan die ander woord, ons word nie gered om steeds in die sonde voort te gaan, ons te verlustig in die sonde nie, ons word gered tot diensknegte. En ek hou ook daarvan dat hoe die NGB artikel 24 Lukas 17 vers 10 intrek. Jy weet, dit ontsny hierdie hele prestasie en selfroem af. As ons nou alles gedoen het wat ons kon doen, ons het ons lewe opgeoffer, ons soos 1 Korintiërs 13 sê, ons het onsself laat op die altaar verbrand, dan is ons op die einde van die dag onverdiende diensknegte, sê Lukas 7 vers 10. Ja. Ons het maar net gedoen wat ons verplig was om te doen. Ons het eintlik niks verdien nie. Ons is onverdienstelike diensknegte. En dit is iets wat ons baie hard moet vashou. Ons kan nooit by die punt kom en sê ons is verdienstelike diensknegte omdat ons nou op die altaar geoffer het. Ons beste pogings in hierdie lewe wat ons kan gee vir die Here is verdienstelike diensknegte. Ek het ook al die beeld in 'n preek gebruik oor hierdie onderwerp tot vergelyking met Efesiërs 2. Mens moet jouself 'n bietjie uitdaag. Hier daag ek by die koninkryk, hier daag ek eendag by die troon van genade op met 'n skinkbord voor my. En op daai skinkbord is al my goeie werke uitgepak. Ek daag jou uit as jy God werklik ken in sy wese, dat jy met 'n skinkbord by hom sal opdaag. Sê, Here, kyk, hier's my accolades, ek gebruik nou as Prins die Engelse woord. Hier's my accolades. Here, wat kan ek kry in u koninkryk en in die hemel? Ons gaan daar opdaag met in ons hande die werke van Christus, die verdienste van Christus. Dit is al. Dit kan nie eens weeg nie teen wat Christus vir ons gedoen het nie. Ek het ook die beeld al in 'n preek gebruik, ook in 'n soortgelyke preek, en ek dink dit was ook in artikel 24, is dat as daar 'n skale sou wees, en dis die idee wat die Bybel ook gebruik van hoe dit ons werke gemeet word, is dat in die ou dae het jy die skaal, en ek nog jonk was, onthou my ma het hierdie skale gehad, waar jy aan die een kant sit jy die gewiggies op, en my is dit 1 kilogram gewig hierdie op, en as jy 1 kilogram die kant in sit, dan balanseer dit mos nou, en dan weet jy die item wat jy opgesit is 1 kilogram. Nou, jy kan jou werke en jou verdienstes en jou beste jy jouself aan hierdie een kant opsit. En dan kom Christus se werke aan die ander kant. Dan slaan daai skaal verby die maksimum en hy stop nie. So, om enigstens te kom met jou pogings en jou gedagtes en jou kennis is futiel, is eintlik 'n belediging. Ja. Ons staan voor hom as onverdiende diensknegte, selfs in ons verlossing. Ek het ook al gesê in 'n preek, en hier gaan ek stop, as 'n Christen, het ek al genoeg gesondig om weer hel toe te gaan. Dit is alleen Christus se volkome verdienste wat my in die hemel sal indra. Want as Adam en Eva uit die tuin van Eden gegooi is, in die hele wêreld in die dood gedompel het, oor, nou ek maak dit nie klein nie, deur 'n een klein handeling, wat ongehoorsaamheid was. Wat sal die sonde wat ek elke dag doen, nie genoegsaam wees om my weer tot die verdoemenis te verdoem nie? Daarom is Christus se werke, sy eie goedheid, en dis waar, ons is gered met werke, maar kom ons sit die streepie by, die werke van Christus, nie ons eie werk. Ja. Nou ja, tot sover, en nie verder nie. Kom ons sluit daar af.
Ons hoop dat ons luisteraars baat gevind het. Jaco, dit was 'n baie lekker gesprek, soos ek aan die begin gesê het, informeel, ons het gedagtes gewissel. Ek dink ons moet oorweeg om baie meer oor hierdie onderwerp te praat. Dit was natuurlik baie inleidend. Maar ja, ek hoop dat die groot tema deurgekom het, dat ons die maaksel van die Here Jesus Christus is herskep. Ons is wederbaar, gered van ongeregtigheid, gered van ons vorige lewe, gered van die dood, maar ons word ook gered tot iets. Ons word gered tot die nuwe lewe in Christus, 'n lewe tot goeie werke. So ons hoop dat hierdie episode 'n paar gesprekke aan die gang mag sit. Ons hoop dat dit medegelowiges aan die dink mag sit en dat die kerk ook hierby mag baat en dat dit ons geloof sal stig. Jaco, baie dankie en dan tot 'n volgende keer. Totsiens.